Die boodskap, Eksodus hoofstuk 27, die staander waarop die offers verbrand word. Jy moet 'n staander van akasiëhout maak waarop die offers by die tent gebring kan word. Dit word die altaar genoem. Dit moet vierkantig wees, 2,5 meter breed aan elke kant en 1,5 meter hoog. Op elke hoek moet jy 'n uitsteeksel vassit wat soos die horings van 'n bees lyk. Jy moet die hele altaar met koper oortrek. Die gereedskap wat by die altaar gebruik word, moet ook alles van koper gemaak word. Die gereedskap is die panne waarin die as uitgekrap word, die skroppe, die komme, die virke en die panne waarin die virkole geskep word. Maak ook 'n rooster van koper vir die altaar. Sit 4 koperringe daaraan vas waardeur draadstokke vir die altaar gesteek kan word. Sit die rooster aan die boonste helfte van die altaar vas sodat dit tot bo by sy rand kom. Sit ook die koperringe op die hoeke van die altaar vas. Maak die draadstokke van akasiëhout vir die altaar en trek dit oor met koper. Wanneer die altaar gedra moet word, moet die draadhoute deur daardie ringe gesteek word sodat 4 mense, 2 aan elke kant, dit kan dra. Soos ek vir jou op die berg gewys het, is die altaar 'n houtkis wat binne hol is. Die binnehof van die tent. Jy moet vir die tent ook 'n binnehof maak. Dit is 'n vierkantige lapa met fyn linne mure. Aan die suidekant moet dit 44 meter lank wees. Die materiaal moet aan hakkies en horisontale gordynstokke van silwer hang. Die gordynstokke is vas bo-op regop pale. Daar is 20 pale en elkeen staan op 'n kopervoetstuk. Aan die teenoorgestaande noordekant is die muur presies net so lank. Daar is ook net soveel regop pale op kopervoetstukke as aan die eerste kant. Die linne muur hang ook aan silwer hakkies. Aan die weste kant van die binnehof moet die afskorting 23 meter lank wees. Daar moet 10 regop pale op kopervoetstukke wees. Aan die ooste kant, die kant waar die son opkom, moet die binnehof ook 23 meter lank wees. Daar moet 'n opening daar wees met 10 meter muur aan elke kant van die ingang. Die linne mure aan al twee kante van die opening hang ook elkeen aan 3 regop pale wat op voetstukke staan. Vir die ingang wat na die binnekant van die lapa loop, moet jy 'n gordyn maak van geweefde linne met blou pers en bloedrooi weefwerk en die borduursel. Dit hang aan 4 regop pale wat op voetstukke staan. Al die regop pale wat reg rondom die binnehof gebruik word, moet met silwer gordynstokke aan mekaar verbind word. Die stokke moet silwer hakkies hê waaraan die linne mure opgehang kan word. Elke paal staan op sy eie kopervoetstuk. Die binnehof is dus 44 by 23 meter groot en die geweefde materiaal aan die kante is 2,5 meter hoog en hang aan die pale op die kopervoetstukke. Soos al die gereedskap wat binne in die tent gebruik word, moet die tentpenne waarmee die mure van die afskorting geanker word, ook van koper gemaak wees. Die lig in die tent. Jy moet vir die Israeliete sê om vir jou suiwer olyfolie te bring. Jy moet dit gebruik om die lampe in die tent aan die brand te hou. Die lampe op die ligstaander in die tent moet dwars deur die nag bly brand. Aaron en sy seuns wat saam met hom in die tent werk, moet daarna kyk en sorg dat dit altyd brand in die deel voor die gordyn waar agter die ark met die bewys van die ooreenkoms is. Dit is 'n vaste reël in Israel wat deur elke daaropvolgende geslag gehoorsaam moet word.